Hallo daar, u is ingeskakel by die program Encounters. Ek is Desmond Berry en weer vandag met my gas, Jacques Botha. Jacques, lekker om jou te hê vandag. Het is baie lekker om hier te wees, pastoor. Baie dankie. Dankie. Familie, vriende en ons is mos 'n groot familie, né? En ons het vandag, julle ken die storie van Jacques. Ek sê vir julle, ek het vir Jacques in elk geval gesê, hy moet 'n boek skryf. En dis nie sommer net woorde wat Desmond gesê het nie. Dit is eintlik woorde van God. Ek glo dit. En ek wag vir daai dag wat daai boek uit is wat Jacques gaan skryf oor sy storie en wat ook al die Here op sy hart gaan lê. Ja. Jacques, jou storie is 'n baie man, ek gaan nou sê inspirerend, maar dan kan jy ook sê is 'n sad story. Jy weet wat ek bedoel, is 'n bittersoet storie. Ja. Want jy was vir 12 jaar, 12 jaar as jou lewe gedraai oor drugs. En laat my dink aan so baie vandag wat se lewe oor drugs gaan. Dis 'n sad realiteit. Maar dan kom daai soet gedeelte. Ja. Daai is die bitter gedeelte van 'n lewe wat it revolves around drugs, alcohol, whatever. Maar dan kom daai soet gedeelte, soos wat jy beskryf het in jou encounter met Jesus, waar God gee vir jou genade. En skielik verander die storie van Jacques. Ja. Nuwe mens. Yes. Die ou dinge het verbygegaan. En jy doen nou, behalwe dat jy die Eikendal support group fasiliteer of run, as jy het ook 'n lewe buite dit. Yes. Jy's 'n gesinsman. Ek wil gou noem, ek het dit laasweek gesê dat, en ek sal het nooit vergeet, jy het dit op 'n stadium eendag genoem, you are what drugs didn't wanted you to be. Ja. En vertel ons so 'n bietjie oor daai statement. Yes. Pastoor, I am everything that my addiction never wanted me to be. In terme van, vandag is ek 'n besigheidsman, 'n man met integriteit. Ja. Wat groot besigheid doen in my gemeenskap. Ek is 'n entrepreneur. En as 'n entrepreneur nie integriteit het nie, when an entrepreneur can't show up on his worst days, then he's not an entrepreneur. Wow. Because an entrepreneur show up on those bad days when he feels like he can't show up. Those are the days that counts. So dit is wat ek geleer het vir myself. Sure. Addiction, you don't show up. Sure. Jay, you don't show up for nothing. Die enigste plek waar jy gaan opdaag is by jou merchant. Is by daai roepe mens, daai hokkeisiekie waar die ouens by mekaar kom. Jy gaan you're gonna show up there. Yeah. Understand? So my addiction, I'm everything that my addiction never wanted me to be. Sure. Ek is 'n familieman, ek het my eie familie, ek het 'n vrou en 'n kind wat depend op my. Ja. Ek het 'n gemeenskap wat opkyk na my toe. Ek het 'n gemeenskap wat leiding soek van my af. Ek behoort aan 'n kerk, ek is 'n lidmaat van 'n kerk. Sure. Ingeseend. Ja. En so addiction, dit destrooi ons mense, pastoor. Ja, jy kan dit weer sê, is waar. Maar dit is hoekom dit is hoekom ek jou gebring het en gevra het om te kom sit saam met my. Ja. Dat ons praat nie net van genade in die liewe kyker. Ons sien dit in lewende lywe. Ja. Ek meen, jy het al my storie gehoor en maar as so lekker as jy iemand anders het en die persoon se storie is uniek. Ja. En ek glo jy het ook 'n storie. Ja. En ek dink Jacques is dit, dat is niks verkeerd om te preek en te praat nie. Ja. Maar mense wil sien. Ek dink dit is, kan ek by sy naam uitkom wat sê, preach the gospel and if necessary use
if necessary, use words. Ja. Dis reg. So jy preek die evangelie Ja. sonder woorde eintlik. Ja. En as dit nodig is, dan gebruik ons woorde. Yes. Dit is vir my baie Yes. powerful. Yes. En dis jou lewe. Jacques, jy het nou toe, jy's 'n qualified upholsterer. Yes. Gekwalifiseer. Hierdie man ken sy storie. En ons het laas week gepraat oor, jy het genoem, jy het dit so mooi genoem. As jy Engels of Afrikaans, laat ek eers gou dit uitvind. Ek is Afrikaans. Okay. Ek is Afrikaans. Maar ek sien jy het baie Engels ook in jou. Yes. Ek is mos daar van die Eastern Cape so. Exactly. Hy's van die Eastern Cape, maar ek sien jy het baie Engels in jou. Maar ons almal praat mos maar Engels, Ja. Maar jy het iets genoem. Nou weet ek nie van die Afrikaanse mense wat sterk Afrikaans is of dit nou die regte woorde was wat jy genoem het. Jy het gesê ons lewe in 'n gebreekte wêreld. Ja. Nou toe ek gewonder toe, as dit gebreekte of gebroken. Is gebreek pastoor. Maar nou ek like hy woorde gebreek. Nou dis wat ek wil sê. Toe jy dit noem, toe kom dit by my en ek het gedag ek los dit vir vandag. Ja. Jy maak gebreekte goed reg. Ja. Hy's 'n qualified upholsterer. Met ander woorde, Jacques sal hierdie bank vat soos waarop ons nou sit. Ja. As sy die sitplek klaar is, hy's in. Jy weet sommige banke is mos deurgesit. Jacques stop hom, Jacques trek die goed reg. Hy maak vas. Jacques maak die goed wat gebreek is reg. En dis vir my so iets mooi. Jy was gebreek Ja. en nou maak jy goed reg wat gebreek is. Weet pastoor, ek het 'n bakkie. Nou op daai bakkie, agter die bakkie, as dit die furniture is wat ek moet restore nie, en dan op 'n Woensdag gaan tel ek my mense op vir support groep. Ja, jy laat my net vol lewe, né? Maar So dis die lewe wat ek lewe, soos ek gesê het, reg in die begin en pastoor, ek is fortunate, I'm privileged to know my PowerPoint, to know my power positions, dat ek lewe 'n lewe van transformasie. Yes. My life is not my own. Aha. Verstaan jy, my lewe is nie my, ek lewe nie weer dieselfde lewe waar ek vir soveel baie jare ge-isolate het nie. Ja. Verstaan, ek het baie jare ge-isolate. En even in ons eie families, jy weet, een van die dinge is, wanneer jy isolate, en jy isolate van jou familie af, as jy gebroken nie hulle nie. You more broken than them, Sure. because you isolate from them. Ja. You know, so ek is baie bevoorreg om even 'n life coach te wees. Van ek het saam met my coach, ek het 'n persoonlike coach. Onthou, pastoor, ons is nie so gebore nie. Aha, is waar. As ons praat en deur die lewe gaan, is mos nou die lesse wat die lewe vir ons gegee het, and then we show up. Ja. So ek is baie bevoorreg om even 'n life coach te hê. 'n fantastiese persoon, Jacqueline Temry. Sy is my persoonlike life coach. Ek het life coaching by haar gedoen en ek is 'n geregistered certified life coach wat specialize in addiction. Wow. So in terme van daai kan ek ook daai knowledge vat en vir mense help. Exactly. But op dieselfde tyd, ek moes genesing gekry het vir my, because a healed person can heal another person. A broken person breaks another person. Is waar. So my healing en my verlossing speel 'n rol, 'n kardinale rol in die manier hoe ek bedien. Ja. Ons weet wat drugs doen. Ja. It's no secret. Ja. Jy was 'n qualified upholsterer voordat jy drugs gebruik het. Ja. Right. Jy het gestudeer en alles vir daai. Jy het papiere. Toe kom drugs. Ja. En hy vat en hy vat en hy stroop en hy vat. Hoe het dit gebeur dat jy weer in daai, ek amper sê roeping, maar in daai werk instap? Ja. En so ver dat jy jou eie besigheid het. Hoe het dit alles begin? Pastoor, ek dink, as ek vir pastoor reg in die begin vat, ek was in standaard 5. Ek onthou my onderwyser bel my ma, mevrou Botha kom, ek wil jou sien. En my ma kom toe, stres skool toe. Die onderwyser sê vir my ma, ek sien mooi potensiaal in Jacques. Asseblief, ek moet hom nie na akademiese skool toe stuur hom na tegniese skool toe.
En ek dink aan die woord game changer. My ma's my mama, sy's ook die game changer in my lewe because sy was 'n single parent. Ek het 'n pa gehad, toe. En sy het daai inisiatief gevat en sy het gehardloop. En sy het my by 'n top beste skool in die Oos-Kaap gesit, daar in Allewal Noord. Die ou naam is St. Joseph tegniese skool. Het sy my by 'n tegniese skool ingesit waar ek upholstery geleer het. Wow. En vandag staan ek terug vir niksie. Ek is nie 'n permanent casualer daar by Shoprite nie, Ja. maar daar's niks fout met dit. Ja, natuurlijk. Ek is die, I am not a master of the jack of all trades, ek is 'n specialist. En deurdat ek 'n specialist is, kan ek 'n huis bekostig, kan ek 'n kar bekostig, kan ek my kinders, jy weet, kan ek terugploeg ook in die gemeenskap in. Because a jack of all trades is maar 'n master. Ja. En so het alles geword wat jou Dixon nie wou gehad het, jy moet weet nie. So my ma's my game changer. En so dis al wat ek het. Dis al wat ek gaan nie sê al wat ek kan doen nie. Ek gaan nie myself so limit nie. Nee, natuurlijk nie. But dis al wat ek, en dieselfde trait het gemaak dat ek soos 'n koning rook ook in my addiction. Sure. But I was a slave. Vandag is ek nie 'n slave nie. Natuurlijk. Ek dink dit is die verskil. Yes. You know. So my upholstery werk is iets baie passievol, but there was a time, pastor, where I lost the plot. Onthou as jy vir 12 jaar vasgevange is in crack cocaine, is 'n baie gevaarlike drug wat met jou mental state werk. Ja. Because daai drug gee vir jou vinnig, hy vat jou vinnig op en hy smyt jou neer op die vloer. Sure. En dan as jy neersmyt, dan soek jy nog om op te gaan. Op te gaan, ja. So uit my mental capacity, my mental health, nie gedestroy nie, maar uit die balance. En dit het vir my 2 jaar gevat om weer daai specialist te kan word in wat ek was. You understand what I mean? Ja. En deur dit het ek my nog 'n mentor wat in my lewe gekom het, was Pastor Jaco Smit van Lofdal. Ja. Fantasties dat ek dank die Here. Weet pastoor, daar's mense wat jy kan blomme koop en biltong koop en sê dankie. Maar vir hierdie persoon, daar is nie woorde om te sê dankie nie, because he gave me a chance. Hy het vir my 'n safe space gegee om uit te kan werk. Hy het vir my geondersteun. Hy het vir my 'n paar toerusting gekoop. En pastoor, hy is wat ons roep 'n engel. Because he helped me build this business. Sure. En ek is vir ewig dankbaar. And that is where recovery community comes in. Reintegration, because that's my reintegration phase. Yes. Ek moet teruggaan. Ja. Moet hy stigma breek. En hierdie persoon, Pastor Jaco Smit, het afgebuig en gesê, kom klim op my skouers. Sure. En toe hy opstaan, wat ek my view sien, a different view van waar ek was. Yes. Ek die view sien, toe sien ek is possible. Wow. Sure. So ek is dankbaar vir my recovery. Ek sal altyd praat van 'n recovery community. As ek privileged, yes. Maar wat die Here vir my gedoen het, pastoor, kan die Here vir jou doen by die huis. Ja. Weet jy, Jacques, dis hoekom ek sê, en ek gaan dit altyd doen en gaan dit die hele tyd sê, het is net genade. Dis net genade. En ek wil graag hê, ek bid die Here vir 'n awakening of grace. Ja. A awakening of the true grace of Jesus Christ that brought salvation, Ja. but also the more grace. And that grace comes when you humble yourself. Ja. Wanneer jy in nederigheid voor God kom. Ja. En hoe kom jy in nederigheid? As wanneer jy besef, ek het hulp nodig. Ja. Okay. I'm powerless. Ek is powerless. Ek is powerless. Die eerste stap, né? Ja, die eerste stap, I'm powerless. I'm powerless. That's humility. Ja. He gives grace to the humble.
but he resists the proud. Ja. So, as ek nie erken ek het hulp nodig nie, dan sê ek is hoogmoedig. Ja. Hoogmoedigheid is nie wanneer 'n ou hier op 'n sekere manier aangetrek is, Ja. of 'n vroumens wat op hoë hakke loop en sy lyk nou so mooi nie. Nee, dit is nie. Ons weet, jy kan van die armstes is, dan kan jy hoogmoedig is. Ja. Want hoekom? Want jy wil nie erken ek het hulp nodig nie. Jy wil nie erken dat maar ek is op verkeerde pad nie. Ja. So hoogmoed is 'n lelike ding. Is 'n lelike ding. Die woord leer in Spreuke sê hoogmoed kom voor die val. Ja. So jy val nie eers nie. Ja. As eers jy's hoogmoedig, Sjoe. dan kom jy val. Ek wil amper sê jy het lankal geval, jy moet net kom land. Ja. Dis wat hoogmoed doen. Ja. But ons wil op genade. I pray right now for an awakening of grace Yes. in the mighty name of Jesus. In ons almal se lewe, dat ons weer die genade van God sal aangryp. En dit sal sien in elke oomblik van ons se lewe. Jacques, jy sit vandag hier, jy's 'n besigheidsman, jy het jou eie besigheid. Jy gee werk vir mense. Dit is grace. That's the more grace. Yes. Iemand het gekom en gesê, Jacques, ek sien potensiaal. Dit begin op laerskool. Ja. Ja. Vandag wil ons onthou. Ek dink kom ons onthou vandag. Let's remember aan die oomblikke waar God mense gebruik het om ons te help. Sjoe. 'n Woord, jy weet, 'n aanmoediging, Yes. 'n klap op die skouer en sê, moenie jouself kruisig hê, Boeta. Ja. Daar's nog 'n kans, daar's nog 'n geleentheid. Ja. Ons wil dit vandag onthou. Ons wil terugkom. Daai is wat ons grounded hou. En daai is waar, soos jy genoem het, daai hit van, dis waar grace hit. Is waar ek besef, hierdie goed is wat my op die grond hou. Ja. Ek sweef nie daar ergens in die luggie. Ja. I know I'm seated in heavenly places, Yes. Amen. but ek het 'n doel wat ek op die aarde moet verrig. En so ek vereenselwig, ek kan relate met mense. Jacques, maar terug by jou storie. Jy ene man, ek kry my net self uitgepraat as ek dink aan jou storie nie. Jy's 'n inspirasie. Dankie, pastoor. En ek dink daar's baie van ons wat sit met soveel potensiaal. Daar's 'n besigheidsman wat luister na ons. Ja. Daar's 'n vrou wat luister na ons wat voel ek sal seker nooit daai droom kan bereik nie. Yes. Wat sê jy vir so iemand? Bou verhoudings. Bou verhoudings. Weet pastoor, hoekom het my besigheid COVID gesurvive? Daai selfde pastoor wat vir my die geleentheid gegee het om my eie besigheid te kan begin. Yes. Die advice wat hy vir my gegee het is bou verhoudings. Wow. Sjoe. Bou verhoudings. Kry jou mense. Ek sal altyd 'n vriend van my wat ook sy eie besigheid begin. Ja. Hy is ook in recovery en ek sal vir hom altyd remind dat jou mense, jou kliënte, jou tribe gaan jou vind. En wanneer hulle vir jou gevind het, gaan sy of hy sy mense vir jou voorstel. Natuurlijk. En so gaan dit aan. Maar die belangrikste is in jou besigheid, bou verhoudings, bou verhoudings, bou verhoudings. Dat is mooi. Ek het eendag iets gesien, maar die persoon sê gee advice, hy gee advies nou, maar die advies bly 5 keer dieselfde. Hetzelfde. Bou verhoudings. Bou verhoudings, ek like Bou it. verhoudings. Yes. Dit is nie because daar so baie entrepreneurs daar buite, daar so baie besigheid, daar so baie scams daar buitekant, Ja. daar so baie fake produkte daar buitekant, maar wanneer jy verhoudings bou, you're gonna make it in life. Ja, ja. There won't be a dull moment in your life. Wow. Sure. En as vir my, weet ek dink ek het dit eendag genoem in ons kerkdiens en ek het 'n sekere onderwerp oor gepraat. Het gaan oor die seasons en dink ons het op 'n stadium gepraat oor besluite. Ja. En how the seasons carries weight in the Ja. spiritual realm. Maar ek sê dat life are connected. Ek ken vir jou Jacques, of jy ken vir my, maar ek ken vir iemand. Jy ken vir iemand. So life are connected. En ek like van wat jy sê verhoudings. Maar is dit nie wonderlik nie?
Daar's 'n saying in die wêreld wat sê, as jy wat jy ken is vir wie jy ken, hè? Ja. Ons ken vir Jesus. Ons ken vir Jesus Christus. Nommer 1 verhouding, Ja. prioriteit verhouding. Ja. En ons wil dit graag, ons wil dit na u toe bring vandag. Ek wil eers moet bid, Jacques, ons wil vandag weer bid vir mense. Sonder Jesus Christus is nodeloos. Sure. It's a losing battle. Ek gaan dit vir u sê. Het is niks te doen met jou kerkbywoning nie. Ja. Alhoewel dit belangrik is, maar dit begin by verhouding met Jesus Christus. Ons luister na die storie van Jacques en dan sien ons hoe hy ontmoeting, God het eintlik vir Jacques daar in die reep gewys, you can't do it without Jesus. You need a savior. You need a savior. Jy's swak, jy's 'n sondaar, jy kan jouself nie help nie. En hier kom Jesus in hierdie visioen en hy encounter Jesus. Ons wil vandag weer sê, daar's hoop in Jesus Christus, want as die Seun jou vrygemaak het, Come on. sal jy waarlik vry wees. Waarlik vry. Johannes 8 dink vers 31, 32. En Jacques, ons het gekom by die einde van hierdie tyd. Ja. Dit was so lekker om jou te gehad het. Is goed om hier te wees, pastoor. En ons het jou nommer op die skerm. Nou gaan mense bel. Yes. Hulle gaan WhatsApp stuur. Yes. En hey. Maar natuurlik, kom ek gaan dit noem. Jou storie gaan nog moet travel, hoor. Ja. Maar ons vertrou die Here ook vir genade. Ja. Ek sien eintlik hoe jy nou teruggaan na jou hometown toe. Terwyl ek met jou praat, ek sien hoe die Here jou terugstuur daartoe. En hoe jy jou boodskap van hoop gaan bring. Ek weet nie of dit al in so 'n sin gedoen het nie, maar ek sien Ja. Ek sien hoe jy uitgaan en jy hierdie boodskap van hoop bring. Your story of grace. Praise God. En ons is vir God dankbaar. Jacques, wat ons vandag is, ek wil dit afsluit met die, ek wil dit nooit vergeet nie, is net deur God se genade. Die ander goed kom by. Dit kom by. Ons ontken dit nie. Maar heel eerste, ons gee credit, ons gee prys en eer aan God en sy genade. Praise. Jacques, sal hy vir ons bid terwyl ons afsluit vandag. Kom ons bid saam. Here, ons kom sê baie dankie, Here. Here, daar's hier 'n naam bo op hierdie aarde en onder die aarde wat ons kan kom, maar die naam van Jesus. Yes. Here, ons kon sê baie dankie, Here, dat die naam 'n sterk toring is vir ons, Here, om in te kan hardloop, Here. Dankie, Here. Here, waar ons vergifnis kan kry, Here. Here, waar ons nuwe krag kan kry, Here. Here, ons kom sê dankie, Here, vir die teenwoordigheid hier in hierdie studio en daar waar die mense vir ons sit en kyk, Here. Yes. Here, ons kan sê, Here, vat die smaak van drugs uit ons monde, van ons kinders uit, Here. Yes. Here, uit die monde van ons paans uit, Here. Uit die monde van ons moeders uit, Here. Here, ons kom bid vir herstelling, Here. Dankie, Here. Here, ons kom bid vir hierdie recovery community, Here. Here, om op te kan staan, Here. Here, en vir ons te wys, Here, na u pad toe, Here. Here, kom seën hierdie wat hier voor u is, Here. Here, en kom maak ons beter, Here. Here, maak ons beter mens, Here. Here, om u te dien in waarheid en in vlees en in gees. Here, Jesus. kom seën ons in die naam van Jesus. Amen. Amen, amen. Familie, ek hoop jy was geseënd, jy was bemoedig en gestig. Soos ek sê, ons gekom by die einde van hierdie program met die getuienis van Jacques en dit is die laaste keer nie. En julle sal nog baie van Jacques hoor op goeie maniere. Ja. Daar gaan boeke uit. Ek weet, ek kan nie sê die tyd nie, maar daai boeke gaan uit. So Jacques, baie dankie. Dankie vir jou tyd, man. Ek waardeer Dankie, dit. pastoor. En ons bid regtig dat die Here vir jou net die deur sal oopmaak sodat sy naam verheerlik kan word. Yes. Baie dankie tot volgende week. Jy's geseënd. Amen.